So vir vanaand, ek gaan sommer dadelik voordat ons begin met aanbidding, so kort bietjie net deel, net oor die verwagting van vanaand in die hart eintlik grootliks vir vanaand. Um ja, okay. So as dit kom by aanbidding, kom ek vra so, wie gebruik worship vir deurbraak in antwoord of soos yes Here, ek soek jou vir die ek deurbraak en meerderheid van die hande. Yes. Great. Die konsep wat ek daardeur wil praat is as ons kyk na deurbraak in skrif en waar daar of dit aanbidding is of 'n vorm is wat op soek is na deurbraak, is dit baie kere is daar profetiese aksie betrokke by dit. Ons kan sien Jerigo se mure, ons kan sien Moses wat obviously die water, ons sien die twee gevalle waar Moses die een keer die klip moet slaan, maar die ander keer met die klip moet praat en hy het nou nie die tweede keer met die klip gepraat nie. Maar weer eens nog steeds selfde ervaring, maar 'n ander oomblik om gehoorsaam te wees, op 'n ander manier te wees, nog steeds sensitief te wees vir so 'n mate. Ons sien Joas met die pyl wat hy 3 keer moet kap. Die eerste keer wat ons die woord aanbidding of worship sien, Abraham en sy seun, profetiese aksie, die belofte wat God vir hom gegee het oor sy seun en om daai ook deur 'n profetiese aksie weer eens deurbraak vir wat kom, weer eens met Abraham self en dan finaal iets wat vir my ook baie cool was. Eintlik ek gaan by dit kom. Elisa wat ook sout in die water gooi vir die water om ook suiwer te raak. 'n Baie cool ding wat ek wil toets, maar asseblief moet jy vir my jou byl leen nie, want hy gaan seker onderbly. Maar as Elisa dit was Elisa. Ja, dit was Elisa, dit was Elia nie. Wat ek wil sê sy chommy sy byl geleen het en hy val toe in die water en hy sink en hy wat vir die Here vra, laat hy asseblief dryf. En om 'n byl te moet sien dryf op die water gaan my brein breek. Maar die punt wat ek wil uitkom, is daar's profetiese aksie betrokke vir deurbraak. Ek gaan gou vir 'n stoel vra, want ek gaan tog dit help as 'n mens wys. Daar's 'n profetiese aksie wat 'n mens baie kere in moet tree voordat iets gebeur. Daar's voorbeelde wat 'n mens sien, ons het hoeveel keer getuienisse van ouens wat self vat nou Malawi, JC wat ervaar, daar's 'n profetiese aksie wat hy moet neem vir die krokodille en die goed in Malawi om te waai. Daar's 'n profetiese aksie vir deurbraak, vir goeders om wat moet gebeur, wat ons in betrokke moet wees. Nou kom ons by worship uit en ek dink die ouens wat hier is vanaand, het ek seker so grootliks, hierdie is nie uit en uit jy nie, maar as ek in aanbidding wag vir deurbraak, is die laaste manier hoe deurbraak moet lyk, of deurbraak gaan lyk as jy regtig waar vertrou vir dit, so. Dis die laaste ding wat ons doen, maar tog is dit die ervaring wat of baie kere dit wat ons doen wanneer dit kom by worship by die kerk. En aan die een kant ek gesels met Lisa, ek dink baie kere is ons in die gevaar dat aanbidding is wat ons doen by die kerk, aanbidding is nie wat ons doen by die huis altyd nie. Ons wil in die skrif kom en skrif is baie kere ek wil nie sê die checklist nie, maar amper die facts list, die feite lysie van wat sy karakter is, wie sy karakter is of wie hy is. Maar wanneer dit kom uit verhouding uit in aanbidding en om prys vir wie hy is, omdat hy waardig is ons ek bly my eerder by die feite. So dan het ek my checklysie, ek weet wat ek kan verwag, ek weet wat ek kan sien. Getuienis wat ek voor die tyd gelees het is of oor gepraat het. My ma ken 'n tannie wat in 'n dopperskerk was. Dopperskerk super streng. Dit is vir my soos kom ek stop dit daar. Is super streng. En die tannie het ervaar ek moet tydens die worship waawele doen in die kerk in die gang af. Daai vir ons vandag is dit die ekwivalent van sy manifesteer. Duikel, daar gaan iemand gaan uitsorteer. So in daai tyd was dit cool. Daai is die laaste ding wat jy doen. Haar ervaring, haar verhouding met die Here is op so 'n plek dat sy sensitief genoeg kan wees vir dit. Wat gebeur na die worship? Een van die ouens wat sy hand opsteek en sê ek wil getuig oor iets. Die ou is toe ateïs. En toe hy, sorry, ek kan my stoel vat. Toe hy finaal die mikrofoon kry en hy getuig oor hoekom hy nou iets wil sê,
is dat sy versoek aan die Here om homself te bewys as Here, as iemand in hierdie kerk, Dopperskerk, waar wil jy sal doen, sal ek U aanneem vandag. En uit so 'n plek is ons op 'n plek in aanbidding om as hy vir my sê, "Yes, in aanbidding wil ek hê jy moet waar wil jy vir my doen." Is ons sensitief genoeg om dit te doen en onbeskaamd genoeg om nie te worry oor Japie of Susan langs my wat gaan kyk wat ek doen of hoe ek doen nie. Die een wat ek wil behaag, die een wat ek wil bereik, is vir hom. Nie mooi sing vir die een langs my nie. Ons het 'n mikrofoon hierbo, so ons hoor van julle. Ek jok nie. So, maar nee, julle sing goed. So is aanbidding vir ons hier voor baie kere, is dit 'n performance, is 'n ding wat ek wil bespreek? Nee, maar daar is excellency wat ons in plek sit, sodat dit nie vir julle aandag aftrek as iets, soos julle gaan hoor wanneer iemand onvoorbereid is byvoorbeeld, teenoor iemand wat daai week byvoorbeeld geoefen het of die effort insit. En in so 'n mate, dit is nie 'n performance nie, maar as ons preek met voorbereiding, kan ons worship met voorbereiding. Vir ons as 'n span, soveel as moontlik probeer ons vir julle die atmosfeer skep en op 'n plek kry dat julle net kan fokus op hom, nie uit die gedagte uit van analiseer en kyk wie maak wat se foute nie. As 'n fout gebeur, cool, ons is mens. Dit gebeur, soms kraak 'n stem, soms snap 'n snaar, iets gebeur. Ek druk ook 'n paar verkeerde note, maar ek raak excited. En dan gebeur dit. So lees asseblief my saam, nou dit sal op die bord wees. Ek gaan sommer van die bord af lees want dit gaan vir my vinniger wees, maar Psalm 150 asseblief. So haleluja, loof God in sy heiligdom, loof hom in sy sterk uitspansel. Loof hom oor sy magtige dade, loof hom na die volheid van sy grootheid. Loof hom met basyne klank, loof hom met die harp en sitter. Loof hom met die tamboerijn en koordans, loof hom met snaarspel en fluit. Loof hom met die helder simbale, loof hom met die klinkende simbale, daai klink soos 'n liedjie altyd, ons het so 'n liedjie. Laat alles wat asem het, die Here loof. Daai klink nie vir my na daar staan nie. Daai is my, hier's 'n aksie. Nêrens in skrif word ons geroep om passief te wees nie. Alles is 'n aktiewe aksie wat in 'n rigting in beweeg, vorentoe beweeg. Nooit net, ek meen ons kyk die ou reël was moet nie aan ander doen wat jy nie aan jouself gedoen word nie. Hy word kom herskryf na doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. Om te keer dat ons nie hierdie passiewe, ek gaan net niks doen nie, want dan doen ek mos nou niks aan iemand wat ek nie wil doen nie. Teenoor, kom ek wees aktief, as ek dink, jy's Jaco pak die stoele op, as ek in Jaco se skoene was, ek gaan wil hê iemand moet my help, kom ek beweeg saam. Selfs met hierdie loof. Hy bring die deurbraak, jy bring die gehoorsaamheidsaksie. Is grootliks betrokke hierso. Wat ons moet doen, waaroor ons moet betrokke wees, in beweeg. Wat maak ons enig in die hemel? Openbaring 4 vers 8 tot 11. My laaste 2 skrifte en dan dit is so amper daar. En vir die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad en hulle was rondom en van binne vol oë en hulle het sonder ophou dag en nag gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit. En aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe en werp hulle krone voor die troon en sê: U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag. Want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en hulle is geskape. Openbaring 5:11 tot 13. Toe sien ek en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge. En hulle getal was 10.000 van 10.000 en duisende van duisende. En met 'n groot stem het hulle gesê: Die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en die rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is,
het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit, en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Ons lees met die Onse Vader ook, aan U behoort die koninkryk, die krag en die eerlikheid tot in die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Hy is eerlik ook, maar tot in alle ewigheid. Ons toekoms in die hemel is aanbidding. Ons gaan, ek 'n wese, en ek beskryf dit nou as 'n wese, 'n God, wat so waardig is, dat vir ewigheid daarna, is dit wat ons nie eens kan help om te doen nie. Hom te aanbid, neer te val, U is heilig, 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 heilig. A.W. Tozer is 'n Amerikaanse pastoor gewees. So is nie net 'n ou wat 'n slim pen het nie. En ek vertaal dit in Afrikaans, maar wat hy gesê het, en ek stem 100% saam met hom, ek kan met sekerheid sê, op die gesag van alles wat in die woord van God geopenbaar is, dat enige man of vrou op hierdie aarde wat verveeld is, met en afgesit word deur aanbidding, nie gereed is vir die hemel nie. Ek gaan dit weer lees, want ons baie woorde hierin. Ek kan met sekerheid sê, op die gesag van alles wat in die woord van God geopenbaar is, dat enige man of vrou op hierdie aarde wat verveeld is met en afgesit word deur aanbidding, nie gereed is vir die hemel nie. Dit was taaf om te lees, maar ek verstaan 100%, want as jy nie hou van die ding, of nie betrokke wil wees met die ding wat jy vir ewigheid gaan doen nie, wat maak ons hier? Ons dien 'n lewendige, almagtige God, wat in hom is lewe, in hom is opstanding, maar wanneer dit kom by hom aanbid vir wie hy is, ongeag wat ons op ons checklysie van hom af kan kry, net vir wie hy is, sy karakter bly altyd dieselfde. Ons kies om dan eerder nie daai altyd te doen nie. Eerder net, kom ek gaan kry my boodskap op die Sondagoggend gou, en dan is my lysie gecheck, ek is heilig vir die week wat kom. En ek is jammer as dit kwaad oorkom, maar ek wil hê dit moet. Ek wil hê dit moet hê. Ek het 'n frustrasie tot 'n mate oor ons wat kieskeurig is in wat ons soek van die Here en waar ons hom toelaat. Ek sê in die sirkeltjie hiervoor dat baie kere plaas ons eie checklys van wat ons soek of wat ons wil ervaar in aanbidding bo die feit alleen dat hy waardig is om aanbid te word. En ons kies eerder, Jesus Here, wat gaan U vir my sê tydens hierdie aanbidding? En in plaas van as al punt van hierdie hele aanbiddingsaand net is U word verheerlik. Oorgenoeg. Ek wil sê dit is soos 'n soet aroma wat voor hom gaan rys, voor hom gaan opkom. So daar's 'n spasie langs elkeen van julle, of spasies aan die kante. Ek glo julle almal vir dit kyk, maar julle het al gesien toe julle instap. Maar daar is spasies wat dis fyn as jy in die stoele is. Dis nie 'n sonde as jy daar is nie, dis soos maar regtig, dit is as jy vir eers net wil sit, go for it. Maar ek wil hê eerds asseblief beweeg na 'n plek toe wat of as ek verstaan as jy kinders het, maar dat as jy in persoon kan kom by hom. Nie worry oor is hierdie een okay of is daai een besig om na my te luister nie. Sit teen 'n muur, lê, maak wat jy wil. Vind jou eie spasie asseblief vanaand. Tydens die worship. Ons hierdie hele setlist van wat ons sing is gegeer in die rigting net van prys hom. Daar's niks betrokke uit enige ander oogpunt nie, maar skoon net loof en prys van begin tot einde. En dis die groot fokusse vanaand. Om af te sluit. Laaste idee, sorry. Iets wat ek vandag aan gedink het, dat as ons hom loof, hoe spring jou hart nie, wil ek sê. Ons sien Johannes het in sy ma se hart gespring het, in sy ma se hart, sy ma se maag gespring het, in sy hart het hy gespring. Maar ons sien vir Johannes wat ook gespring het, net in sy teenwoordigheid, en hy was nog nie eers gebore nie. En
ons is baie keer wat ons hart nie sensitief genoeg is om dit op te tel baie kere nie, want ons druk nie ver genoeg in nie, ons sit onsself nie genoeg in sy teenwoordigheid om te erken hierdie is sy teenwoordigheid nie. En die laaste gedagte is en dit kom by die stoel. Die ouens wat paas is en die ouens wat 'n seun is. Ek gaan nou spesifiek in die rigting in. As ek vir my pa moet, kom ek sê eer in wie hy is in my lewe, gaan dit nooit uit 'n plek wees van "Jy's pa, ja, jy was my cool, hoor, dankie." Daar ek kan vir jou beloof as ek vir my pa moet sê wat hy vir my in my lewe ek pause alles in my lewe stop. Ek wil vir hom laat weet hoe kosbaar hy vir my is. En dis my vleeslike pa. Hoeveel te meer wil ons nie ons geestelike, ons Vader, ons goeie Vader laat weet wat 'n God, wat 'n goeie Vader hy is vir ons nie. En ons het nie emosies verniet gekry nie. Ons kan met emosies hom aanbid ook. Doen. Huil. Doen wat vir jou kom. Kom ek sê so, ek wil nie eintlik vir jou opsies gee nie. Doen wat vir jou kom. Heilige Gees. Jy is soet. Dankie dat ons in U teenwoordigheid vanaand kon wees. Here, mag ons smag, mag ons soek na meer en meer en meer van U. U is kosbaar. U is lewend. Lei ons hierdie week, Here, om U teenwoordigheid te soek waar ons gaan. En waar U nie is nie, seker te maak ons is ook nie daar nie, Here. Mag elke besluit op U vrede en op U woord gemaak word. Ons is lief vir U. Dankie, Here Jesus. Amen.